Goeiemiddag, hier volg die nuus om 5 gelees deur Willem Pelser. President Jacob Zuma het regter Mogoeng as die land se nuwe hoofregter aangewys. Die aankondiging is by die presidensiële gastehuis in Pretoria gedoen. Die regterlike dienskommissie het verlede naweek hulle stemme ten gunste van Mogoeng as geskikte kandidaat uitgebring. Hy was Zuma se enigste benoeming vir die pos, wat beklee is deur hoofregter Sandile Ngcobo voor sy uittrede. It is my pleasure and honor to announce today the appointment of Honorable Chief Justice Mogoeng Thomas Ritz Mogoeng as the Chief Justice of the Republic of South Africa. President Jacob Zuma. Hoofregter Mogoeng het so gereageer. Your Excellency the President of the Republic of South Africa, I take this opportunity to thank you for the trust and confidence you have reposed in me on behalf of the nation by appointing me to the position of Chief Justice of the Republic of South Africa. I undertake not to betray this trust. I also vow to be faithful to the Republic of South Africa, to uphold and protect the Constitution. I do so confident that God will help me accomplish this important assignment. Die nuwe hoofregter Mogoeng. Die voormalige hoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Robert McBride, is in die Pretoria se streekhof tot effektief 5 jaar tronkstraf gevonnis weens dronkbestuur en regsverydeling. Landros Piet Johnson het McBride se rybewys ook vir 18 maande opgeskort. Johnson het ook bevind dat dit verswaarende omstandighede is dat McBride die hoof van Ekurhuleni se Metropolisie was toe hy die oortredings begaan het. Hy het aan McBride gesê dat hy inderdaad 'n bose man is. McBride het aansoek gedoen om appel teen die vonnis en sy skuldigbevinding aan te teken. McBride het sy amptsmotor in Desember 2006 op die R511 pad in die Erasmia-omgewing in Centurion omgegooi nadat hy 'n jaar eindgeselligheid by die Hartbeespoortdam bygewoon het. Die kabinet het die minister van polisie Nathi Mthethwa en die polisiekommissaris Bekkie Cele geloof vir die afwaartse neiging in misdaadstatistiek. 'n Regeringswoordvoerder Jimmy Manyi sê egter die kabinet is steeds bekommerd oor die gewelddadige aard van misdaad. Die kabinet is ook bekommerd oor die moorde op polisielede. Die regering het sy waardering uitgespreek teenoor burgerlike groepe wat die polisie help in hulle stryd teen misdaad. 2 broers is dood en 11 kinders is beseer toe 'n motor en 'n bus in Soshanguve, noordwes van Pretoria, gebots het. Die 2 broers, van 34 en 37 jaar oud, het in die motor gery toe dit buite beheer geraak en teen die bus vasgery het. Die bus met laerskoolkinders was na Sun City op pad. Nie een van die kinders is ernstig beseer nie. 'n Seiljag het by Paternoster aan die Kaapse Weskus gestrand. Die Nasionale Seereddingsinstituut sê die 2 bemanningslede is ongedeerd. Hulle was onderweg na Saldanha Bay toe die seiljag in onstuimige seetoestande in die moeilikheid geraak het. 'n Woordvoerder van die NSRI, Craig Laminin, sê die boot sal van die rotse verwyder word. Die radio-omroeper en sportaanbieder Darren Scott het 'n kollega, Africa Chouaheri, persoonlik om verskoning gevra omdat hy hom die K-woord toegesnou het. Chouaheri het die verskoning onvoorwaardelik aanvaar. Scott sê hy is uitgelok oor onbetaalde lenings en dat hy dronk was toe hy die gevraagde woord gebruik het. Volgens mediaberigte is Scott nie afgedank by Jacaranda FM of as aanbieder by Supersport nie. Ten slotte weer die hoofnuus. President Jacob Zuma het regter Mogoeng as die land se nuwe hoofregter aangewys. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6 uur.